Hallo julle, ek wil graag vandag se aanlyn geleentheid begin met die woorde van Psalm 19 vers 15 wat sê mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. En daarmee wil ek met die totale inhoud van hierdie aanlyn geleentheid al die lof en al die eer en al die heerlikheid bring aan ons koning en Here Jesus Christus, ons verlosser. Vriende, en ek wil sommer aan die begin sê dat ek vir julle bid, dat ek intree vir julle, dat ek vir die Ronnekerk geloofsfamilie, julle gesinne en julle families bid, dat ek bid vir elkeen wat na hierdie geleentheid, hierdie boodskap luister. Die Here weet van elkeen en daarom gee ek elkeen van julle in sy hande. Hierdie boodskap wat strek, weet ek, tot in Kanada, Australië, Amerika, Nieu-Seeland, Europa en deur ons hele land heen. Mag die Here vir julle vashou en julle versorg en hierdie boodskap so sielkos in julle lewens laat val. Dis Palm Sondag, dis eintlik 'n baie besonderse Sondag. Dit is 'n Sondag wat die intog van ons Here Jesus in Jerusalem invier, waar hy begroet word met palmtakke en 'n gejuig. Dit lei ook 'n week van stilte in, 'n stille week. En dis vir ons elkeen baie goed om in hierdie week stil te raak op verskillende maniere. En onsself wil ek amper sê voorberei, sodat Paasfees wat volgende naweek plaasvind, nie net by ons verby sal gaan sonder dat dit ons lewens aangeraak het nie. Dat ons die nuutheid daarvan op 'n nuwe manier in ons lewens sal ervaar. Vanaf donderdag se 2 nagmaalsdienste, Vrydag se goeie Vrydagdiens en Sondag se opstandingsdiens met Paasfees. Raak daarom stil in hierdie week en berei jouself voor. Kyk na jou lewe, doen 'n goeie stuk introspeksie. Bring jou lewe voor die Here, voor sy troon, val op jou knieë neer en vra die Gees om jou hart en jou wese voor te berei, sodat Paasfees hierdie jaar weer 'n besonderse betekenis en inhoud ook in jou lewe sal hê. Ek bid dit vir julle elkeen toe. Ons lees vandag uit die woord van die Here uit Lukas 23 vers 26 tot 43. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook die vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julleself en julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Daar is ook 2 ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur dit te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom gespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook.
Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die hoof of fokusteks van hierdie gedeelte vir vandag se boodskap is vers 28, maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julleself en julle kinders. Ons lees in hierdie gedeelte van 'n begrafnisstoet, en ek wil my nie eers begin indink hoe 'n droewige begrafnisstoet hierdie spesifieke een van Jesus was nie. Die meeste van ons was al dalk in of deel van 'n begrafnisstoet. Daar is egter 'n massiewe verskil tussen 'n hedendaagse begrafnisstoet en die Here Jesus se. By ons stoete is die persoon alreeds dood, maar in Jesus se geval moes hy nog na sy dood gelei word. Met ander woorde, hy is lewend in sy eie begrafnisstoet. Hy moet as ware sy eie begrafnisstoet vooruitloop. Uiteindelik het Pontius Pilatus toegegee aan die Joodse eise dat Jesus gekruisig moet word. Stadig beweeg hierdie stoet na Golgotha. Saam met die Here Jesus lees ons loop daar ook twee misdadigers wat ter dood veroordeel sou word. Een wat links en een wat regs van hom sou hang. Anders as die Here Jesus verdien hulle straf en is hulle kragte nie uitgeput van 'n marteling en geeseling nie. Pilatus het Jesus juis laat martel en geesel in die hoop om hom daarna vrygelaat te kry en dat dit meer as genoeg straf sou wees vir watter beskuldiging die Jode dan ook al teen hom ingebring het. Maar nee, die Jode was nie net tevrede met marteling en geeseling nie. Hierdie Jesus moet gekruisig word. Ja, hulle was so bloeddorstig dat hulle selfs uitgeskreeu het, ons aanvaar die verantwoordelikheid vir die bloed van Jesus, ons en ons kinders, volgens Matteus 27 vers 25. En dan weet ons, omdat die Here Jesus se kragte mettertyd van al die martel en gesel ingegee het, het die soldate 'n man, Simon van Sirene, langs die pad beveel om sy kruis namens hom te dra. Stadig maar seker beweeg hierdie begrafnisstoet na die terrein van teregstelling. Vooraan die stoet stap die Romeinse soldate wat die Here Jesus aan die kruis moet gaan vasspyker en wat moes seker maak dat hy nie dalk deur sy volgelinge bevry sou word nie. Tussen hulle loop die Here Jesus soos 'n veroordeelde misdadiger saam met die ander twee moordenaars. Hierdie eerste groep mense in die stoet vind die kruisiging niks snaaks nie. Eintlik is hulle al so gewoond aan hierdie manier van teregstelling dat dit vir hulle maar net nog een is. Dit is vir hulle maar net nog 'n opdrag wat uitgevoer moes word. Ja, vir hulle is die dood niks ongewoon nie. Hulle kom gereeld daarmee in aanraking op die slagvelde. Boonop is die vyande van die keiser ook op soortgelyke maniere tereggestel as afskrikmiddel. Al wat hulle moontlik in gedagte gehad het, was om hierdie kruisiging net so gou as moontlik afgehandel te kry. Dan die tweede groep mense in hierdie stoet het bestaan uit die Joodse leiers en die volk wat die Here Jesus aangekla het. By hulle is daar natuurlik 'n baie meer opgewonde atmosfeer as by die eerste deel van die stoet. Ja, hulle is bly en tevrede dat daardie ruggraatlose Pilatus aan hulle eise toegegee het om Jesus nie net te martel en te gesel nie, maar ook om gekruisig te word. Nou kan hulle uiteindelik 'n einde maak aan hierdie godslasteraar, hierdie man wat homself die seun van God noem. Al het hy dan nou nie ook iets werklik gedoen wat die dood verdien nie, is dit maar beter so dat hy uit die pad uit is. Hy het immers die volk teen hulle opgesweep en hulle in onguns gebring met sy aantuigings en beskuldigings. Nee, dit is baie beter dat hy moet sterf. Hierdie tweede groep het grappe gemaak en die Here Jesus onophoudelik gespot. Ironies genoeg
maak die kruisiging ook op hierdie stadium nie veel indruk op hulle nie, selfs nie al is dit 'n heidense praktyk nie. En onthou nou voorheen sou hulle niks met heidense praktyke te doen wou gehad het nie, maar nou is hierdie onmenslike heidense praktyk 'n wonderlike straf vir selfs een van hulle eie volksgenote. Ja, dit is maar net weer eens 'n bewys hoe skynheilig hulle is. Vriende, dit is eintlik die derde groep van hierdie stoet wat vir ons vandag belangrik is. Ja, want dit is tot hierdie groep dat die Here Jesus 'n reaksie toon. Hierdie laaste groep van die begrafnisstoet bestaan uit Jesus se vriende en familie, mense wat oor hom rou en huil in hierdie stoet. Ja, dit is die Here Jesus se getroue volgelinge wat op 'n afstand volg. Moontlik was daar ook 'n klomp nuuskieriges wat by hulle aangesluit het, vroue wat normaalweg as deel van die Joodse tradisie by die dood van geliefdes gehuil het. Nou voel hulle jammer vir hierdie man en huil hulle oor die behandeling wat hy ontvang van sy spotters en haters. Die rede hoekom hierdie mense deel van hierdie begrafnisstoet is, verskil baie groot van die ander twee groepe in die stoet. Hulle voel en dink anders oor hierdie teregstelling van Jesus. In hierdie groepie is Jesus se moeder. Dalk het sy in daai oomblikke teruggedink aan die wyse woorde van Simeon in die tempel, wat hy vir haar die volgende oor haar kindjie gesê het. Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word, en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Ja, daar is selfs van sy disippels by name Johannes en Jakobus wat skielik die Here Jesus se profetiese woorde oor sy eie dood so goed onthou. Hulle was eendag baie selfsugtig en wou graag die twee ereposisies aan weerskante van Jesus in sy koninkryk beklee, naamlik die regterkantste en die linkerkantste ereposisies. Die Here Jesus het hulle toe geantwoord: "Julle weet nie wat julle vra nie," vanuit Markus 10. Ja, min wetend dat juis hierdie twee ereposisies wat hulle so graag begeer het, deur die twee misdadigers aan weerskante van Jesus ingeneem sal word. Moontlik sluit Petrus, wat so selfvoldaan was dat hy nooit sy meester sal verloon nie, ook in hierdie laaste groep van die stoet rond. Anders as die ander twee groepe wat hard en ongevoelig teenoor die Here Jesus se lyding gestaan het, is hierdie groepie volgelinge in trane en groot verdriet. 'n Mens reken seker dat die Here Jesus baie bly was dat daar tog iemand was wat meegevoel gehad het met sy lyding. Ja, te midde van al hierdie haat en ongevoeligheid was daar darm mense wat meegevoel gehad het met sy lyding en smart. Vir 'n oomblik het die Here Jesus van sy eie pyn en lyding vergeet. Hy stop dan en draai hom na die huilende groepie vroue in die stoet. En dit is tot hierdie derde groepie wat die Here Jesus omrig met die volgende woorde: "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders." Waarom sou Jesus tog so iets sê, vriende? Het hy dan nie hierdie vrouens se trane en verdriet waardeer nie? Vriende, ons moet hierdie woorde van die Here Jesus vandag deeglik begryp. Al was die kruis wat hy fisies en geestelik moes dra ontsettend ongelooflik swaar, was hy nie die een wat die slegste daarna uitgesien het nie. O nee, die Here Jesus het geweet dat sy lydensweg nie die finale is nie. Dit is nie vir hom 'n doodloopstraat nie. Aan die einde van sy lydensweg, die derde dag nadat hy in die graf gelê het, het die opstandingsmôre vir hom gewag. En dit het die Here Jesus geweet. Ja, sy lydensweg was maar 'n donker tonnel waardeur hy moes reis, om uiteindelik na die lig geneem te word, die lig van sy opstanding, die oorwinning oor die dood se magte. Dit is waarom die Here Jesus vir die vrouens sê: "Dogters van Jerusalem, huil oor julleself en julle kinders." Die Here Jesus weet waarheen hy op pad is, maar weet hulle wat hulle eindbestemming is? Besef hulle dat 'n keuse
teen Jesus eintlik niks anders is nie as 'n keuse vir die ewige dood? As die Here Jesus hierdie vrouens aanspreek as dogters van Jerusalem, dan bedoel hy nie net hierdie groepie heilende vroue agter hom nie. Nee, dit beteken die hele Jerusalem, die hele Joodse volk, al die nageslagte wat uit hulle gebore sal word. Hulle is die vrouens wat kinders in die wêreld gaan bring oor wie God se oordeel sal val. Ja, hierdie vrouens moet eerder oor hulle self en hulle eie kinders huil, want 'n rukkie gelede het hulle nog saam met die Joodse leiers Jesus se bloed gesoek. Ja, toe het hulle nog bloeddorstig geëis dat hy gekruisig moet word. Ja, toe het hulle nog hard geskreeu, ons aanvaar die verantwoordelikheid vir sy bloed, ons en ons kinders. Wat hulle egter nie besef nie, is dat die oordeel van God baie erg gaan wees vir diegene wat sy seun Jesus misken en hom nie as enigste verlosser wil aanvaar nie. Ja, dit is waarom die Here Jesus sê, hulle moet eerder oor hulle self en hulle eie kinders huil, want as God se oordeel oor hulle val, sal hulle eerder wens dat die berge op hulle moet val en die heuwels hulle van God se oordeel moet bedek. Ja, verwerping van Jesus Christus, God se liefdesgawe aan die mens, is verwerping van die geleentheid om die ewige lewe te kry. Huil, dogters van Jerusalem, huil omdat julle die dood bo die ware lewe verkies het. Vriende, hierdie derde groepie mense in die begrafnisstoet van Jesus, insluitend die heilende vrouens, wat op pad is na Golgotha, sê vir ons vandag net so baie. Ja, hierdie boodskap is ook vir ons vandag bedoel, op hierdie Palmsondag op pad na Paasfees. Ek wonder of ons werklik weet, hoeveel mense het simpatie met dit wat die Here Jesus deurgegaan het. Ja, hoeveel mense kry hom jammer. Hierdie gedeelte wil vir ons sê, dat daar wel baie mense is wat jammer voel vir wat die Here Jesus alles moes deurgemaak het, en boonop simpatie met sy verwerping het, en dan, ja, steeds verlore gaan. Kan julle dit glo? Hoeveel van daardie vrouens wat so bitterlik gehuil het oor die arme Jesus, het later toe hulle weer by die huis was, oor alles gaan nadink? Wie van hulle het tot bekering gekom nadat die Here Jesus hulle daartoe opgeroep het? Saam met die ganse Christelike kerk staan ons ook vandag voor hierdie werklikheid. Dit is baie maklik om weer eens trane in die oë te kry as ons aan die Here Jesus se lyding dink. Trane van meegevoel, trane van jammerte. Maar dit is nie die soort trane wat die Here Jesus soek nie, vriende. Hy soek trane van berou. Ja, die Here Jesus soek 'n hart wat voor hom stikkend breek van berou oor die sonde wat ons so vernietig, oor die sonde wat ons dikwels so aanhang. Dit is waarom die psalmdigter ook bely, U sal 'n hart vol ootmoed en berou nooit gering ag nie, o God, Psalm 51 vers 19. Dit is waarom ons nie vandag net aangedaan en huilerig kan wees oor die Here Jesus se lyding en kruisiging nie. Nee, as ons so na die kruis opkyk en hom daaraan sien hang, dan word daar van ons gevra om te huil oor ons sonde. Dit is hoe baie God die sonde gehaat het, so baie dat hy werklik nie eers sy eie seun gespaar het nie. Dit is waarom ons ook in Gesang 389 woorde sing wat sê, ja, ek kos hom die sla, die smarte en die pyniging. Hy dra na Gods behaag die kleed, die doringkroon. En die Here Jesus het nie aan die kruis gehang omdat hy 'n sondaar was nie, maar hy het daar gehang vir my en vir jou, vir julle. Hoekom, vriende? Ons moet besef dat God nie van ons vra om soos die vrouens te huil en te treur oor die Here Jesus se lyding en kruisiging nie. Nee, as ons dan wel trane moet hê, moet dit wees as gevolg van die besef dat ons eintlik verlore is. Die kerk vier nie elke jaar vir 7 agtereenvolgende Sondae
die lydensweg van die Here Jesus om simpatie en meegevoel vir hom op te wek nie. O nee, die doel van hierdie lydensweke is juis sodat elkeen van ons tot die besef sal kom dat die Here Jesus namens ons die straf en oordeel van die sonde gedra het. Ons kan eintlik die woorde van Jesaja 53 vers 5 op die Here Jesus van toepassing maak. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daarom, vriende, moet ons eerder die gesindheid van die ander moordenaar aan die kruis langs die Here Jesus sin hê. Ja, ons moet soos hy ook die Here Jesus smeek. Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En dan sal elkeen van ons ook die Here se versekering kry. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Ja, as ons soos die vroue van Jerusalem ook net huil oor die Here Jesus se lyding en marteling en smart, sal ons ook net soos hulle gou-gou vergeet van die werklike betekenis van hierdie gebeure. Dan sal dit vir jou, vir ons, oor 'n week na Paasfees ook geen meer betekenis of impak hê nie. Dan sal ons ook elke dag net so skuldig wees aan die spykers wat in ons Here Jesus se hande ingeslaan is. Niks minder nie as Pilatus wat hom oorgegee het om gekruisig te word. Niks minder nie as die hande wat die spykers ingeslaan het. Ons lees in die Bybel van berou en hierdie teks roep ons op tot berou. Nou berou is 'n groot deel van die Christelike lewe. Ons moet aanhou berou omdat God ons aanhou roep om weg te draai van die sonde af. En berou is so goed vir ons, want berou, ware berou hou gelowiges nederig. Want ek bedoel, wie hou daarvan om foute te herken? Wie hou daarvan om te erken dat hulle verlore is en iemand werklik nodig het wat hulle kan red? Nederigheid wat uit berou uit voortspruit, hou ons harte sag teenoor God se geregtigheid en hou ons dankbaar vir sy genade. Berou sou kon wees die genade van God se gees, waardeur 'n sondaar innerlik nederig gemaak word en ook uiterlik hervorm word. Dit is iets wat binne en buite gebeur, iets wat by ons denke begin en deur ons dade vloei. Ons moet ons sonde in die oë kyk, raak sien. Ons moet ons sonde sien en in die duister van ons lewens inkyk en eintlik hartseer word daaroor. En dit moet ons tot belydenis daarvan bring voor God se genade troon. Ons moet eintlik skaam kry en skaam wees oor die besef dat ons eintlik met 'n skande besig is, die sonde in ons lewe. Ons moet eintlik op 'n manier 'n haat teenoor die sonde ontwikkel, wat ons lei om daarvan weg te draai. Dis tyd om in hierdie week ons sonde soos vuil klere van ons liggame uit te trek, sodat ons nagmaal en Paasfees sal ingaan met die besef dat ons vuil en verlore is en dat Jesus gekom het om ons skoon te was, om ons vry te maak. Amen. Vriende, mag dit vir julle 'n besonderse Paastyd wees. Mag julle in stilte hierdie week in berou op julle knieë voor die Here Jesus neerval. Mag julle met julle denke en julle harte na die Here Jesus te kom met berou. En mag ons werklik draai weg van die sonde in ons lewens af, stukkie vir stukkie, om al meer gevorm te word na die beeld van ons Here Jesus Christus. Ek bid vir julle en ek is lief vir julle. Onthou om 'n seën te wees vir ander. Kom ons versorg mekaar dag en nag. Kom ons reik uit na mekaar toe en kom ons wees die opgestaande Here Jesus vir mekaar. Ek hoop julle het 'n mooi dag verder. Totsiens.
loud, let me hear you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and Looking for all this time, 'cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.